Goeiemôre kombinasie. Dis iewers weer, ek dink is hier by die 27ste of die 26ste Augustus, is 'n Saterdag. Ek het weer lekker vroeg opgestaan en nou, ek is besig vanoggend om te werk aan die dompkrag situasie. Nou daar's niks fout hier, maar julle sal sien hierdie bus van die grond af is lekker hoog. Hy het 'n baie hoë wheel clearance. Julle kyk daar. So daar waar die ophuisingspunt, die jacking point staan, is omtrent so 303 mm, 30,3 cm, en ek het hierdie baie oulike scissor jack gekry, en vanoggend mount ons hom op 'n houtblok. So ek is besig om gaatjies deur te boor, en dan gaan ek op hierdie houtblok ook 'n lekker ou stuk tyre sit vir ekstra hoogte en stabiliteit. So as jy opjack tot daar, dan hoef die jackie so hoog te gaan nie, en dan is jou center of gravity ook laer. So al daai maak het maar net 'n bietjie veiliger. Kom, ek sit net vir julle 'n lig aan daar, ek weet nie of julle kan sien nie. Jammer daaroor. So ja, dis die hele idee. So daar is die houtblok, hy kry nog 'n 15 mm dik ou stuk tyre vir extra grip. En dan het jy net so 20 om te gaan. Nou ja, dan gaan dit ook vinniger, sou jy dan 'n tyre wil omruil en so aan. So, dis van die klein goedjies waarmee ek tussenin besig is. Ons het gister vir die eerste keer gaan ry met die nuwe spieëls. Ek sal later vir julle dit wys, om te kyk of hulle in die wind wapper. Maar hulle doen nie, alles lyk goed daar, en ek wil net vinnig ook vir julle wys, ek het die mat projek. Kyk daai lekker mat, julle. Dit kom aan. Ek gaan nog 'n mooi dragonfly of iets daar met materiaalverf doen, of een of ander motief, miskien 'n mooi kompas motief, of iets wat by ons avontuur listigheid sal pas. En dan kyk hierdie reflective. Ek het mos hierdie geplak, gaan dit ook vir julle wys iewers in 'n video, of ek het die regte kronologiese volgorde van hoe die content gaan gebeur hier. So daar, kyk hoe lekker reflekteer hy in die aand. Ek dink dis nogal sweet. Ok, en dan daar is die awesome repair wat ek gedoen het aan die vloer. So ja, dis net so, nog 'n GoPro battery koop. Ek bly dit uitstel. So ja, so dis sulke klein goedjies waarmee ons aan die gang is. Maandag wat nou kom, gaan hy na ons mechanic, en dit sal die eerste groot meganiese werk of deurgaan wees. En dan is dit 'n maand vandat ons die bus het. Ek kan nie glo 4 weke is verby nie. Dit is so vinnig gegaan met al die goed wat uit mekaar val op hierdie bus. Maar ja, ek sal, soos ek gaan vir julle 'n bietjie weer wys waarmee ons nog besig is, wat ons bestel het, wat op pad is. So daar is 100 klein goedjies wat nog gedoen moet word. Maar lekker, dankie dat julle kyk, vir die wat kyk, en asseblief share ons video, subscribe. Ons het al die subscriteerders wat ons kan kry nodig, en like die video, los lekker comments of vra, en dan, ja, ek kan nie vir julle sê, ons het drome van oor 2 maande, op die September, Oktober, op die pad wees, met al die goeders deurgegaan, en dan, maar ja, dit is ons verwagting, dat vir 3 maande, vandat ons die bus gekoop het, 3 maande, hopelik kan ons op die pad wees vir ons eerste avontuur
en oornag. So kom ons kyk of dit gebeur. Ek sien julle weer. Goed, so vir die wat wil bly en sou belangstel in wat ek met hierdie dinamiese domkrag dinamiek gedoen het, is die res van die, kan bly vir die res van die video. Ek wil julle nou nie verveel met dit nie, so ja, hier gaan ons. Nou ja, julle, tyre sny is een of ander kunstvorm of 'n hack. Ek leer nog hoe om dit te doen. So daar sal julle sien, dis dieselfde tyre waarvan ek hierdie awesome bus bumper ends gemaak het. En dan moet ek hom so half oop wedge met 'n houtblokkie. En ja, nou gaan ek vir julle wys wat se wonders doen ek met Tipp-Ex en om daai grootte van die blokkie lekker te kry. Nou ja, kom ons kyk wat ek doen. Nou ja, tyre sny is 'n stink. Dit stink. Maar ek gaan vanoggend die grinder gebruik en kyk of het werk. Het werk nou en dan gewoonlik gebruik ek die jigsaw met ystersaaglem. Maar ja, kom ons kyk hoe gaan het. Dit was rof, ek moes hier seker raadsdeur oopmaak. Kom ons probeer weer. Ja, so die grinding ding is 'n heavy rook. En ek dink kom ons doen die jigsaw met die ystersaag lemmetjie. Dis hoe ek die bumper end caps doen het. En kom ons kyk of dit beter werk.
Ja, wat terug grinder toe met 'n nuwe disk. Elektrisiteit sal werk. Ek het die laaste 2 stukke gekry met die jigsaw toe. Kom ons kyk of ek hierdie ander een ook kan. Ja. Ek moet sê, na so grind van rubber, moet ek die grinder skoon maak. Kyk hoe lyk hy. Ek moet die eintlik so half alles net decontaminate van rubber, die vloervee, so ja, maar anyway, daar's die stuk. Nou gaan ek die blokkie vat en hom net shape. So ek gaan hom nou mooi maak pas en vasttrek en lekker laat sit, en ek het lekker hierdie galvanized powder. So ja, kom ons doen dit. Gelukkig gaan die boorpunt baie makliker deur die rubber as die grinder of die jigsaw. So ja, nou ek double check het maar net altyd weer. Asai, ons is besig om te wen. Asai, nou kom ons. Ja, hy begin lekker aan te kom. So ja, ek dink ek moet hierdie video noem hoe om voertuig dom kraggering te oorkompliseer. Ok, so ek gaan vir hom 'n lekker spring washer eers insit op elke punt, want ek het nou nie lock nuts of sluit moere nie. En dan 'n lekker gewone plat waster. Lekker, ja, kom ons begin vastdraai. Ai, die oor. Ouderdom is 'n nare ding. Die moer sleutel of socket set stel. Julle moet altyd vir my hierso sê oor die Afrikaans, né? Miskien kan ek probeer bietjie beter praat, maar ja. So ek draai hulle vas met die moer sleutel. Ja, sien julle,
Luister, ja, ek moet vir julle sê, né? Ek is super impressed. Kyk, dis is 'n tekkie. Dis is 'n ASICS vir New Balance, maar die ding is solid, hoor. Jy kan lekker staan op hom. Anyway, ek weet jy is nog veronderstel om in die middel te staan, maar die ding voel lekker, man. So ja, nou gaan ek met uitfigure, wag, dat ek hier kom. Die dingetjie wat daar bo in lok, by die bus, ek gaan nou vir hom ook ietsie opsit, laat hy mooi daar by die ankerpunt, die dompkraggeringsankerpunt kan insluit, insit. Kom ons kyk hoe vorder ek. Maar ja, die ding voel nie met gobbledygook nie, wobbly bobbly nie. So ja, die gaat ons. Nou ja, nou daar bo is waar die domkrag, die busse jacking point moes nou by aansluit. So die mikrobus het hierdie lekker jacking point, maar hierdie goed is nie altyd so compatible. Dis veronderstel om meer compatible of ooreenstemmend, is dit die woord te wees. So ek gaan iets by ingenieursvernuf gebruik om daar ietsie te kry wat lekker lok, wat sluit daar en laat hy stewig is, maar ek kan vir julle sê, hierdie basis ding wat ek hier onderaan gesit het, dit werk soos 'n droom. Kyk hier, is pragtig, en jy hoef jou moekie so hoog op te domp om by te kom hier. Dit werk lekker. Maar ja, laat ek gou 'n bietjie dink, met breinkrag inspan, kyk waarmee ek kan opkom, dan gaan ons verder. Ek dink ons is naby amper toetsfase, imagine dit. Imaginasie. Gebruik julle imaginasie daarvoor. So hierdie rande is nog so bietjie, daar so bietjie van die tyre se draadjies het uitsteek. Ek gaan dit met 'n lekker grove grit net glad skuur en die hoeke van die blok en so aan. Dat hy daarmee aan alles hak wanneer ons hom nodig het nie. Natuurlijk was hierdie goed useless en nou gaan ek maar daar hierdie dik sanding of baie abrasive disto en aan grind ons dit nou maar, want hierdie stukkie staal is so skrikkelik taai. So ja, let's go. Nou maar goed julle, die idee is, hierdie is 'n stukkie tyre wat ek uitgesny het, oeps, en dan die idee is dat hier, ek gaan hom daar inskuive onder pressure of drukking, hy gaan hom inhou daar, en daai groot verhewe knop daar, gaan hom pressure gee, en dan sien julle hierdie bout, ek het hom so gegrind, om binne in daai holte te pas precies, onder die bus se jacking point, se domkragpunt. So dan gaan ek hom hier insink, 'n gat boor en laat net daai stukkie uitsteek, binne in die rubber. Nou ja, kom ons kyk of dit werk. So nou moet ek net so min of meer die regte diepte vind. Ek dink daar sal dit doen. En dan gaan ek hom net afsny met die grinder op daai diepte. So nou ja, die gaatjie is geboor in die rubber blokkie van die gesnyde buiteband.
En nou het ek hom dik met die GenChem. Ek gaan hom inforceer met die bankskroef, wat ek vir julle nou sal wys. En dan hierdie is om hom net daar te hou, maar die drukking van die buiteband se rubber behoort om in elk geval binne te hou. So daai lok hom maar net oor tyd. Sluit hom in posisie. So ja, is lekker dik gegom. Nou gaan ek hom in posisie hou met die vinger. So. En dan gaan ons hom hier in forceer. Kyk, laat hy mooi reguit ingaan daar. Ek het gou 'n lap kry vir my hande. Sif. Okay. Kyk hoe mooi squash hy hom daarin. Kyk daai drukking. Nou ja, ek dink ek gaan gou vir my 'n koffietjie maak en hom net vir so 20 minute los dat hy lekker in die rubber inset. En dan gaan ons verder. Nou ja, daar gaat hy. So dit is die idee. Soos julle weet, as iets wil ingaan nie, dan forceer jy dit te hamer. Kyk daar, kyk hierdie mooi ontwerp. Yes, ek het nie een vloekwoord gesê nie, kan jy net glo? Kyk net daar. Nou gaan ons hom toets. Julle kyk daar. Kyk hoe perfek hou hy hom in plek. Ek rym sommer. Perfek in plek. So, daar is die hele domkrag stelsel. Ek is happy, hy is stewig. En nou kan ons natuurlijk ons bus opjack. Kijk daar. Fantasties. Ja, prachtig, julle, ja, ek kan dink, hierdie video is seker so half boring, maar ek het gedink, ek gaan net vir julle wys, as jy actually stukkie vir stukkie wys, hoe een aspek van 'n ding, hoeveel tyd dit kan vat as jy dit reg wil doen. Ofwel, dis nou my opinie van reg. Almal het 'n opinie van reg, maar want baie keer wys ek myself net 'n stukkie of jy sien soos ek wys voor en 'n bietjie iets in die middel en na die tyd, maar daar kan ure ingaan in iets so eenvoudig soos die bus het 'n jack gehad hier. Hoe werk 'n ou mikrobus se jacking points? Wat is die beste jack om te kry en vir praktiese redes, hoekom gaan jy daai jack kies? So ja, iets so eenvoudig soos dit kan nogal tyd vat. Maar so gaan alles op die bus
elke projek. So baie dankie. As daar nog een persoon is wat oor is na hierdie video. En ja, asseblief subscribe en share soos ek al gevra het, like, comment. En ja, kom ons kyk wat volg. Baie dankie en julle moet 'n awesome dag verder hê, julle kombinasiers. Van Tas op Wiele, Nico, Michal en Poppeloppies. Ja, sien julle in 'n volgende video.